Nou praat ons 'n bietjie oor sport. So, sport, die eerste ding wat vir my baie interessant is, ongeag wat equipment jy gebruik of whatever ook al, as jy sport afneem, val in 'n court of 'n veld of 'n binnehuis, maak nie saak nie, is om van so laag as moontlik af op te neem. Veral as jy kinders afneem of enige sportgoeders, want dit skep 'n held effek, jy weet, dit maak die persoon groot en sterk en dit maak net 'n baie beter effek as om van bo af te neem. Ewen gelyk, ooghoogte is nog fyn, maar hoe laer jy kan afgaan, hoe beter. Dit skep net soos 'n mighty look. Dit verander dit heeltemal en jy kan dit gaan toets. Neem 'n sportgeleentheid af of waar kinders speel ook, die effek lyk heeltemal anders as as jy van bo af die kinders afneem of mense afneem en as jy van onder af mense afneem. Waar hulle besig is, ewen al is dit 'n crowd, die mense is besig en goeters en jy wil dit uitbeeld en goeters, dan neem jy dit 'n bietjie laer af. Maar die nice voordeel van my is ek is kort, ek is 'n dwergie, so ek neem maklik van onder af. So dan die ander ding is obviously jou toerusting. Die kamera self is nie regtig so belangrik as wat die glas wat jy gebruik nie. So dit is baie beter om te belê in die lense wat jy gebruik as wat ek sou sê om te belê in die bodies wat jy gebruik. So as jy geld het om te gebruik en goeders en jy weet nie wat om te eerste op te belê nie, konsentreer op jou glas. As jy 'n body het, jy kan dit maak werk. Die glas maak 'n mooi foto. So die bodies en goeders kan jy upgrade later dat hy vinniger klomp foto's kan neem of beter tracking het, 'n beter fokus het, 'n vinniger fokus het. En al daai tipe goeders, want as jy vat sportfotografie gaan baie oor timing. Enigiemand kan al sit met 'n kamera wat 24 frames per second kan neem en net die ding inhou en grrr, alles afneem en dan na die tyd na 20,000 foto's gaan kyk en 5 daar uitkies of 100 of whatever ook al hoeveel hy wil. En dan sê, okay, ek het hierdie great stunning sportfoto's geneem. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. As jy die kreatiwiteit gedeelte van dit het en jy kan jou timing van jou foto's perfect time en anticipate of in ag neem wat gaan volgende gebeur, kan jy in single shot jou foto's neem. Obviously jy AI server gebruik dat jy heeltyd tracking het, maar jy kan jou foto's so neem want jy anticipate, jy weet wat kom, jy werk op dit en jy kry stunning foto's dan, want jy moet nou vir jouself dink, okay, hierdie ou kom in om hierdie ou te tackle en jy kan sien dit gaan 'n ernstige ding wees en dan obviously op baie oomblikke neem jy die foto's of hy nou tackle of hy sidestep, maak nie saak, jy vang hy aksie. Jy weet een van die twee gaan gebeur. So dan die ander ding wat interessant is grey cards om jou white balance en goeders reg te kry. So jy weet nie wie almal ken dit nie, jy weet nie wie almal het al met dit gewerk het, so weer links en regs, army links en army regs, grey cards. Dit is baie interessant om te gebruik, veral as jy 'n JPEG neem, of RAW, maak jy saak jy whatever ook al, dit is baie nice om te hê. Wat ek gewoonlik doen is, daar is nie altyd tyd om voor die tyd foto's te neem, en dan jou Kelvin, jou custom balance te gaan kies op jou camera, wat hy nou self die perfect grey het nie, want jy werk op jou perfect grey. So dan, wat ek doen is, ek vat hom en sit hom op die veld neer. Gewoonlik sommer naby 'n kantlyn of iets waar lekker streep is, op die veld neer en dan staan ek terug en ek neem hom af. En dit is obviously dan my eerste foto in my catalog of my album wat ek afneem vir die dag. Nou gebruik ek dit om my eerste foto se color white balance reg te kry. Ek weet nie, mense sal seker met my stry en bla bla bla.
maar true grey is true grey. So en dit is die maklikste hoe ek het werk. Dan sien ek my hele katalog vir die dag met die white balance wat ek daar gekry het en dan obviously elke foto se ander settings en goeie stel ek soos wat die ding aangaan. Want die ding is ook as jy veral hier by ons in die oop lig sport kom maar 'n wolk verby, dan obviously gaan jy white balance kouer wees. Hardloop hulle onder koelte en waar die stadion 'n koelte maak of 'n bome koelte maak. Hy white balance kouer wees. So daar's soveel verskillende white balances wat gaan rondhardloop, maar dit is nog steeds aanvaarbaar. En soos jy die foto hier agter my ook, is die een kant is in die son en die ander is in die koelte. So obviously moet jy dit kan uitbeeld en verduidelik. So as jy dit nie as jy dan nou gaan en jy maak almal se white balance in die foto reg. Dan lyk dit of almal oranje of menskleur is. Maak saak wat sy ras hulle is, maar menskleur is, dan gaan dit confusing wees, want almal kan mos sien, hoe daai kinders, of daai mense daar agter is in die koelte. Hoekom lyk hulle dieselfde as die kinders wat in die son is? So sulke goeders moet jy in ag neem. En dan dit gaan oor storie vertel. Jy moet vertel wat gaan daar aan, sonder dat dit iets beweeg. En dit is gewoonlik belangrik ook vir mense wat nie daar was nie, wat dan kan verstaan, okay, fine. Want anders kan jy net wel 'n klomp kinders langs die veld afneem en sê Bob se oom, hier is jou foto's en die kinders het nooit eens gespeel nie, hulle het net daar langs die veld gehardloop. So dis sulke goedjies wat 'n mens moet in ag neem, sulke klein goedjies. So ja, dis sommer wat ek wou bespreek het vandag. Iemand wat ons al redelik ken en ons sportfoto's en goeders ken, sal weet ek hou daarvan om altyd van onder af op te neem. Ek like dit om die kinders groot en sterk te laat lyk. En dit skep net 'n groter impak op jou foto's as jy dit doen. So neem aan gedaan. En onthou ook altyd wat ek ook altyd na kyk. Ek weet nie, ek wonder altyd of mense my sien as ek dit doen. Maar ek staan altyd op die veld. Veral as ek oploop, want ons neem gewoonlik op klomp verskillende velde. So as jy oploop, kyk ek altyd waar is my skaduwee. My skaduwee moet altyd voor my wees. So of skuins voor my, of enige skynskant voor my, of reguit voor my. Dan weet ek die son is agter my. En so hoe ook al die veld opgestel is, al speel die eerste helft, die span wat jy nou wil afneem, dan weg van jou af, die tweede helft gaan hulle omdraai. Maar maak seker dat jy altyd saam in die son afneem, vir 2 redes. Die eerste rede is, die lig is dan in die kinders se gesigte, so jy het nie skaduwees in die voorkant nie, van die spelers nie, so die lig skyn van vooraf, as jy hulle afneem, en jou lens, jy kry nie lenskleur op jou foto's nie, want dit breek die kontras op jou foto's. So jy baie plat foto's hê, of sulke gryserige foto's hê, of 'n misterige foto's hê, maar dit is omdat die son ingesneek het in jou lens. En vir alles jy laag afneem, of kinders afneem, of enige sport en goeders afneem, en daar is nie groot stadions om jou nie, want jy baie groot horisonne, waar die lig kan inskyn in jou lens, en dit bogger jou. Glo my, dit is nou maar net so. En veral as julle die 70-200 ken, hy is nou daar binne gebare, hulle is geneig om vinnig lensflare te kry, en dan verloor jy baie kontras en goeders, so as hulle daar insneek. Ja, 'n ander ding wat ek sal aanbeveel, is lekker stewige monopod. Ek het nou, hierdie is 'n lekker medium enetjie, want jy wil nie met klomp swaar goed rondhardloop as jy rondbeweeg nie. En ek het so 'n pop-up stoeltjie ook wat ek gebruik vir as jy cricket en sulke goed afneem, want jy beweeg hier regtig baie rond nie. So ja, kry 'n monopod, gebruik die kamera wat jy het en spaar op lenses. Baie mense neem met 75-300 wat ek al sien, en dan so aan ek dink dit is 'n Sigma lens. Ek kan nie onthou wat hy spreek, ek dink 70-300. Al wat sleg is, die lifestops is baie hoog. Maar dit kan werk. As jou timing reg is,
en jou shutter speed is at least oor 800, tussen 800 en 1200 of nog hoër, sonder dat jy jou ISO moet opjaag te hoog. Veral as jy 'n JPEG neem, en onthou JPEG kan jy nie regmaak as jy noise in het nie. Jy kan, maar jy gaan jou foto sag maak en dis vir 'n hele ander storie. So, gebruik wat jy het. Begin daarmee. Jy sien, as jy regkom met dit, dan kan jy regkom met enigiets. So, moenie discouraged voel as ander mense daar staan met 400's en 70-200's wat 15,000 rand kos en die 300's f2.8 wat 120,000 rand kos nie. Try, jy gaan nog steeds die foto hê wat niemand anders het nie. En daar kan 5 fotograwe staan langs die veld en niemand se foto gaan dieselfde lyk nie. Elkeen neem op 'n ander oomblik, elkeen neem op 'n ander angle. Elkeen se kamera en oog vang iets wat iemand anders nie vang nie. So doen dit. Gaan vir goud. Jy daar mense in elk geval baie vinnig sien wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Wat werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. So dis baie belangrik om te onthou. So, sharp. Enjoy. Tot de volgende keer.